Welkom terug. So, kom ons praat 'n bietjie oor wat ons wil bereik met hierdie potgooi. Dis vir ons baie belangrik om met vrouens te praat. Vrouens van alle ouderdom, maar ek dink veral die soort van wat so begin die grys hare kry, wat natuurlik al in jou 30's kan gebeur soos met my. Natuurlik, ja. Maar wat ons wil bereik daardeur is, ek dink vir my is dit baie belangrik om bietjie met vrouens te praat oor wat hulle gat volmaak, want ek dink ons is op hierdie ouderdom waar mense ook nie meer lus is vir nonsens nie, reg? Inspirerende vrouens te praat oor van ons portier, ek klink nou soos my ouma wat altyd gepraat het van die portier, om dan ook vrae te vra spesifiek natuurlik oor goed soos menopause, hormone, en daarvoor sal ons natuurlik dokters en experts inbring. Ja. Ag, jy weet, goed soos ons pelvic floors, wat natuurlik 'n groot probleem raak, hoekom ons nie kan slaap nie, hoekom ons velle droog raak, hoekom ons angstig raak, brain fog, al die honderde Daai Sarah situasie wat mens deurgaan. warm koud reg. Ja, nee, presies. En dan, soos ons reeds gesê het, die veilige spasie te kan skep vir vrouens. Ons wil hê 'n gemeenskap moet hier vorm, waar vrouens kan veilig voel, kan deel, kan hartseer saam wees, kan lekker lag saam wees, ensovoorts. Nou, soos julle seker al klaar agtergekom het, gaan ons redelik prontuit praat, né? Ja, ek is aan boord vir daai ene. Ja. Natuurlik kan julle glo. So, ons raai aan, dat julle maar met oorfone luister, as julle nie wil hê julle mans en julle kinders moet hoor waarna julle luister nie, en wag so 'n bietjie vir later in hierdie episode, so as ons volgende breek vat, hardloop gou, en gaan kry die oorfone. Ons kan lekker saam lag, né? En pret hê. Ja, verseker, en ek dink, want as ons so in gesprek is, dan is humor een van ons wapens. Beslis. En dan natuurlik al die feitelike inligting. Ons is altyd baie lief vir navorsing. So ons gaan vir julle net die beste inligting kry van kundiges op 'n verskeidenheid van velde, sodat jou spesifieke vrae beantwoord kan word. So prontuit, absoluut, en ons gaan praat oor enige iets onder die son wat jou as vrou verder kan laat volmaak voel en beter toegerus wees vir hierdie stresvolle wêreld en besige tyd waarin ons is. Ons 'n bietjie van 'n gemeenskap skep, is dit nie? En stresvolle tyd, hierdie menopausale tyd is 'n stresvolle tyd van 'n vrou se lewens. Ja. En ek dink baie wat ek besef het toe ek self daardeur begin gaan het, is dat dit mense baie alleen voel. Jy weet, ons praat oor baie goed, maar ons praat nog nie so baie, veral ons Afrikaanse vrouens praat ons is mos maar, soos my ouma gesê het, jy weet, mens stap ons maar en jy hou aan, jy weet, soort van so. Ek dink ons is baie geneig om maar net vas te byt en daardeur te kom. En dokters is ook nie altyd baie behulpsaam nie. En dis alles wat ons wil aanspreek, weet julle. En daar is nou na jare is geen navorsing nie. Is daar nou so baie wonderlike navorsing wat ons nie kan wag om met julle te deel nie. Vandat jy hier so in jou 30's is, as jy 'n bietjie voel jy raak bietjie jou lewenslus is bietjie uitgeblus en jy weet nie of jy eintlik lus is vir jou man en of jy hom eintlik net met 'n houtlepel oor die kop slaan nie. Jy's moeg, jy kan nie slaap nie, alles pyn. So ons kan nie wag om hierdie inligting met julle te deel nie, want dit is nuwe inligting en ons het so baie al bymekaar gekry en ons is verskriklik opgewonde om hierdie platform te deel en waarde toe te voeg en net soveel van te hê along the way. So wat ons gaan doen is elke tweede week gaan ons 'n volle episode hê waar ons gaan onderhoude voer met vrouens, met experts ensovoorts of kundiges. En dan tussenin elke tweede week gaan ons 'n korter sessie hê waar ons van julle vrae gaan beantwoord. Vra vir ons enigiets. Vra vir ons oor jou kar wat 'n snaakse geluid maak, of jou man wat jou begin irriteer, of jou kinders wat jy wil laat aanneem, of jou kat wat gaan intrek het by die bure. Wat ook al, of jy hormone moet gebruik, of jy nie hormone moet gebruik nie. Dit wat ek en Maritza nie self kan beantwoord nie, ons het 'n hele paneel van kundiges nou bymekaar, wat julle vrae sal beantwoord. Julle is welkom om anoniem te bly, sê dit net baie duidelik vir ons in die e-pos, en weer eens, die maklikste manier om dit te doen is, gooi maar net 'n e-pos na ons toe, by gatvol potgooi
@gmail.com. Ons het ook sosiale media, reg? Ons het ook sosiale media en ons gaan oral wees. Oral. Julle kan net mense, ons regtig is grys fancy. en gatvol soek, julle gaan vir ons definitief kry. Maar ek wil ietsie byvoeg, Melanie. Ek wil nie net vir vroue uitnooi om ons te kontak nie. Want weet jy wat? Ek dink die arme mans gaan ook 'n bietjie gebuk deur hierdie skielike veranderinge. Want jy weet, wanneer jy perimenopausal is, gebeur dit letterlik oornag. Jou hormone val, jou estrogen is min, jy sweet skielik hierso in die middel van die winter, trek hy nog die kombersies toe en jy het al hoeke oopgeskop. En die aircon Jy aangesit. aircon is aan, jy kan nie slaap nie, jy's 'n bietjie bedonderd, jy's geïrriteerd, jy voel knorrig en die man sien ook, jy's ook nie baie lus dat hulle bietjie koerkoer met jou nie. So ek wil baie graag hê die mans moet ook inskakel want daar's baie mans wat regtig baie ondersteunend is teenoor hulle vroue. Maar nommer 1, vroue het so min inligting, so hulle weet nie eintlik wat aangaan nie. Ons gaan baie daarmee help. Maar die mans ook, hoe hanteer jy dit nou as jou vrou skielik baie kwesbaar voel? Plus daai stywe mooi lyfie van haar begin nou al bietjie sagter word en sy hou nie daarvan nie. Sy vat so daai rolletjie en sy kyk haarself met hartseer in die spieël. Eensame pad wat sy nou moet stap. Wat doen jy as man om daai vrou te ondersteun? En hoe kan ons mans ook inlig en sê, ja, weet jy my skatie, ek word nie mal nie. Dis estrogen. Dit is wat gebeur met my en hoe kan jy my help? So, kom ons nooi ook mansstemme op ons platform. As julle wil hê, of julle dink julle mans gaan hier uit voordeel trek, luister maar daarna in die kar. Of ja, los dit soort van op hulle foon oop. Andersins, ja, hou maar die oorfone aan. Net hierna, as julle nie wil hê hulle moet hoor nie, sit maar die oorfone aan. Ons is nou weer terug. Hallo, welkom terug. So, ons het gedink ons kan daarom nie deur hierdie program gaan, ons eerste episode, sonder om 'n bietjie te praat oor een van die goed wat ons gatvol maak nie, reg Maritse? Verseker, kom ons, wat maak jou gatvol? Jy, die afgelope, dit was nou vakansie gewees, Ja. né? Ja. En nou is ons weer terug Lekker. by die werk, ons doen ons ding. Wat het jou gedurende die vakansie, miskien, of die afgelope week, wat het jou nou regtig geïrriteer en goed gatvol gemaak? Hierdie hele konsep van waxing. Ek weet eers wat mense dit in Afrikaans noem nie, maar jy weet wat mense, soos my kinders sê, hulle punanies wax. En hierdie verwagting dat 'n mens dit deesdae moet doen. Nee man, ek kan glad nie die nut daarvan verstaan nie, want dan, nommer 1 is painful, nee, en natuurlik, ek weet nie, ek so 'n bietjie, voel nog steeds so 'n bietjie verleë. Nommer 2, dan lyk jy soos 'n kalkoen vir 'n paar dae, reg? Ek meen, en dan teen die tyd dat die kalkoen rooi vleis weg is, dan begin die hare weer teruggroei. So, ek kon nog net ook 'n bietjie, né? Ja, presies. So, ek het nog net 1 of 2 keer dit gedoen in my lewe en toe besluit nooit weer nie. Maar ja, so, en jy? Weet jy wat, Melanie, ek persoonlik hou daarvan, né, Okay. om te gaan, ek het 'n baie oulike girls na wie toe ek gaan. Hulle terg altyd en sê, hulle sien my net as ek 'n boyfriend het. Ek weet nie of dit so is nie, ek doen dit ook vir myself. Regtig julle, ek doen dit vir myself. Want ek hou van daai gladde gevoel. Ek hou so daarvan, om lekker gewax te wees. Right. En ek moet vir jou by sê, daai jikkerasies en daai wat jy so praat van die hoendervel, ek dink dit het met my baie lank terug gebeur, wanneer ek nie by regtig iemand wat professioneel is nie. Dan het hulle nie geweet wat hulle doen nie, want in vandag se tyd, as ek nou gaan na my girls toe, dan is dit vinnig, dit is so lekker vir my, ek kan amper nie ophou om net aan myself te vat nie, want dit is so glad en so lieflik. Ja. Ek hou daarvan. Maar, wat ek nou vir jou wil sê, ek het nie so 'n positiewe verlede altyd daarmee gehad nie, want op 'n stadium het ek gedink, dit kos baie geld om so gegroom te wees. Toe besluit ek nou, my kinders was op vakansie, nou bly ek in die lieflike huis, en in die kombuis is daar so lieflike marmerblad. Dis nou net die prentjie wat ek julle gee. Ek kan nie goed eindig nie. Kinders is op vakansie, ek
check so af en ek kyk en ek sien hier is 'n baie harige ou bobbejaantjie wat reg deur die winter nou vir my warm gehou het. So die besigheid moet nou af. Laat ek nou 'n bietjie Wat, jy gaan dit nou self vry voel? Ja. Nee. Hoekom ek gedink het ek gaan dit self doen? Want 'n vriendin sê vir my, "O, sy doen dit sommer self." Toe dog ek, een van my dogters het so 'n hele pot. Dan druk jy nou die besigheid in die mikrogolf in. Dis nou waar ons nou terugkom by die kombuis. Nou is ek in die kombuis, daar's nie 'n kind in sig nie. Ek het hierdie pragtige blad mikrogolf. Ek dink, "Wel, terwyl ek nou hier in die kombuis is, geen siel kan my sien nie." Trek ek nou my ondergedeelte trek ek uit en daai goed is lekker warm en dit trek nou so lekker stringe. Dit's bietjie lekker warm en alles. Ek dink hierdie blad is nou mos baie mooi, perfek en hy lyk en hy silwer skoon. En as jy nou kan koekies bak daarop, dan kan jy As jy kan koekies bak, dan kan jy seker die koekies wax ook. En ek gaan sit so semi op die ding en nou lig ek op so my been en my bout, nou begin ek aan die een kant smeer. Maar ek was so dom, want jy weet daai haartjies het nou baie tyd gehad om te groei deur die winter, né? Plaas knip ek hulle bietjie korter, maar toe daai besigheid nou so droog word, toe is dit soos 'n waterval wat nou op die tafel is. En daar sit ek vas. Nee. Ek kry nie daai besigheid los nie. Hier, ek pluk hier en dit is Seer. En nou is helfte van my Sit nou vas. sit ek daar met dinge sit. Dan dink ek, "Ouma, hoor, wat gaan ek doen?" Bel ek 'n vriendin? Of jy bel Bel ek 'n dogter van my? Sê kom pluk mamma. jou local mechanic, Kan nie dit doen jou nie. handyman. Nee, want ek kan nie dit doen nie, want dit is net hierdie verskriklike koek. Koekhare. En gelukkig nou kan ek so 'n bietjie terugleun en ek kan die yskas oopmaak en ek kan net my hand daar by 'n bottel wyn kry en dan dink ek nee, nou moet ek nou maar net eers bietjie wyn drink en kalmeer. Nou drink ek bietjie wyn, dink ek, dink ek, ja, met 'n skêr, maar die skêr kan ook niks doen nie. En toe ek nou goed geself-medicate het, Reg. toe besluit ek, Wyn vir die pyn. wyn vir die pyn, hier moet ek nou op my tande byt en ek moet daai besigheid afpluk. Maar kyk, toe pluk ek vir my laat daar sulke kolletjies is, maar sulke bloedkolletjies, hoor. Nou is die een helfte bloedrooi soos 'n vars geplukte kalkoentjie met sulke bloeddruppeltjies aan die ander kant is nou nog hierdie donker bos. En toe maak ek nou 'n afspraak om iemand te gaan sien, maar hulle het so gelag, hulle sê, "Wat gaan hier aan?" So ek moet vir jou sê, hang af by wie jy uitkom. Sien jy Vir nou? my persoonlik is dit 'n heerlike gevoel. Dit voel vir my net so lekker. Iets anders wat ek net gou-gou wil noem, hoe ouer mense natuurlik word, hoe minder word 'n mens se haartjies. So ek wil eintlik vir jonger vroue vra om nie te laser nie. O ja. Want so mooi vol en 'n donker of blond of maak saak wat se kleur hare jy het nie, is so ietsie moois. Jy weet, dit is so mooi ou Maar dit is my aanwysing. Dit is so Dis pragtig my as dit netjies is. Ja, nee, ja, Dit is baie Bietjie mooi. trim en so aan. So ja, as jy ouer word, dan word dit mos nou maar 'n bietjie Maar dis bietjie hierdie minder. Braziliaans so. Nee, o nee, maar ek hou daarvan. Nou, Ek sien? persoonlik hou daarvan. So laat ons weet, waar staan julle in die waxing on of waxing off? Ons klink nou soos die karate kid, Wax on, wax off. Moet dit net Waar nie staan self doen nie, julle- dames. Moet Ja. dit net nie self doen nie. Dit is die Trust public me. service announcement van vandag. So laat ons weet, onthou ons potgooi adres gatvulpotgooi@gmail.com. Net vir oulaas, julle ouens, ons kan dit nie sonder julle doen nie. Druk daai knoppie, sluit aan, gee ons 'n thumbs up. Ons gaan tog so bly wees en ons waardeer dit dat ons 'n nuwe gemeenskap kan skep saam met julle. Hierdie episode is geborg deur Probitech, 'n produk wat beide ek en Maritza gebruik. Ons almal weet hoe belangrik probiotika is, maar het julle geweet dat net 1 Probitech kapsule bevat dieselfde hoeveelheid probiotika as wat in 9 eie en 55 bakkies yoghurt is? Ja, so ek dink ons los dit maar daar, Maritza, vir nou eers. Yes. Melanie, verseker, ons vat nou eers 'n bietjie van 'n breek, dat almal hulle voete vind. En hulle woordfone kan uithaal. Ek is Melanie Verwoerd. Ek is Maritza Breitenberg. Tot volgende keer. Sien jou dan.